Ja, dankie leiers. Jan is eintlik 'n voorreg vir my vandag hier om te staan hier. Ek moet nog 'n winter aan die presidentskap goed van pres. Ek is mos maar down to earth persoon man. Ek wil net die organisasie lead. You know what I mean? Ek soek nie regtig 'n titel nie. En soos ek vir baie mense sê, as dit moet gegaan het oor 'n posisie, as dit moet gegaan het oor geld, dan kan ek gebly dat daar wat ek is because ek het 130,000 gepay. Ek het perks gehad. Ek het claims gehad wat ek insit. Ek kan flights vat. Ek kan gemaak het net wat ek wil. But ek het integrity. You know? Ek dink nie dat daar's any amount of geld wat vir my kan change because ek het opgegroei met integrity. Ek het opgegroei met respek. Ek het opgegroei in 'n huis waar my ma vir my gesê het, sy kan arm en kaal is my kind, maar sy moet eerlik is en sy moet respek hê en sy moet skoon is. Nie net skoon in jou wy nie, maar skoon in hoe sy dink en skoon in hoe sy praat. Het is baie belangrik as ons sê ons lead ons mense, dan moet ons mense lead because nou ek gaan vir julle nou gou vandag iets sê. Ons het mos 2 ore, reg? So jy kan altyd hoor of jy kan verseker maak wat jy hoor. Jy kan ruik en jy kan verseker maak wat jy ruik. Dieselfde met jou oë, maar jou mond moet jy baie versigtig as wat jy praat, want sodra jy een keer gepraat het, dan daai is hy woorde wat daar buite is. Jy het net een mond, jy het net een tong. Wees baie versigtig. Voor my mond is daar 'n engel en hy engel het 'n swaard, hy het 'n sword met vuur. Hy kyk wat ek praat. So as ek praat met my mense, daar's eerlikheid in hoe ek praat en daar's respek in hoe ek praat. Ons praat nie net saam met ons mense soos ons wil nie. Ons kan in ons huise praat en dan, maar as ons daar buite kom en ons lead ons mense, we must lead our people to the rivers of water met 'n clear mind en met 'n conscious mind en ons moet weet hoe ons praat. So dit is baie belangrik vir my mense. Dis hoekom ek vir julle altyd gesê het, is hoe ons osself oorbring en hoe ons osself voorstel aan mense. Ek wil net vir julle sê baie dankie die van julle wat die transition gemaak het saam met ons, wat gevoel het ons wil switch. Sometimes nou as ons kyk na 'n political party, die political party het mos maar net 'n naam. Reg? Maar as mos die mense in daai party wat hy party maak, is hy weekspere in hy party wat dit maak. So al het ons gemove van die vorige organisasie en ons is nou hier, is die selfde weekspere wat julle nog altyd sien, die selfde energie, die selfde week wat ons indruk hier. Dat niks gechange nie. Ek wil sê vir mense hier dat dis 'n organisasie waar daar straks is gebou word en straks is net gedissolve word nie. As ons leiers hier in plek sit, dan sit ons leiers in plek want ons respek daai leiers. Dis wat hier gaan gebeur. Ons konstitusie het ons opgemaak. So baie mense is pad van die constitution, meaning Dwayne kan nie die constitution change as hy net so voel nie. Desmond kan nie niemand kan dit change nie because elkeen het 'n bydrae aan die constitusie. So ons weet wat in die constitusie geskryf is en ons weet wat daar aangaan. Leiers moet net sit vir die eerste term. Dis al. Net vir een term. Dan gaan ons conference toe. Dan decide die ek might vir julle lead nou. Want daar might 'n bittere leader is as my. Daar might nog bittere leaders as my kom. En ons moet vir hulle die opportunity gee om vir ons te lead. So na 5 jaar of na die elections, dan gaan ons conference toe. En nou leaders and the people must decide who must lead them. Nie ons gaat vir mekaar decide nie. Dis nie 'n boetie organisasie nie. Dis die mense se organisasie nie. Ek wil ook vir julle sê mense, ek might miskien nou die president is wat die organisasie lead. Maar ons het ons konstitusie so opgedra dat ons het 'n president's council in ons organisasie. Remember, die politics van vandag is nie die politics van gister nie. Ons kan politiek draai in 'n wy wat dit regtig werk vir ons mense. Waar ons mense regtig 'n sê het in wat hulle doen. Nie gemislead word deur leaders want hulle decide wat moet gedoen word nie. The people must decide. Right? Because the power of the people is greater than the people in power. Ons moet nooit daai vergeet nie. Nou kom ek explain gou vir julle. So die President's Council het ons daar. Daar's 'n Women's League president. Daar's 'n Youth League president. Daar's 'n president vir die Islamic Faith
Daar is 'n president vir die Christenfeit, daar is 'n president vir die Rastafaranfeit, daar is 'n president van die traders, daar is 'n paar presidente wat sit op ons organisasie. En ek is maar net die chairperson van die presidente. Verstaan julle? Maar ek is hier die enigste presie. So daar gaan ander presidente ook is in die organisasie. Verstaan julle? Because dit gaan nie net oor pres en sulke goedes. Ons gebruik maar nou net die titel because ons move mos in a political direction, right? Maar my naam is Dwayne Jacobs. My naam is Dwayne Jacobs. En ek bly nog altyd in die Mitchellsplein. Ek bly nog altyd binne in die Beacon Valley. Ek kan gemove wat lankal as ek wil, but I refuse to. Because 'n leier wat hier op die grond is 'n leier wat nie sy mense gaan verstaan nie. There's no way that you can lead the people out of office. You can never do that. Sy moet op die grond is, sodat sy die heartbeat van die mense kan voel, sodat sy die mense se aura kan voel, laat sy die mense se spirit kan voel, en sodat sy 'n regte decision kan maak vir ons mense. As ek vandag kyk na die mense wat ek hier sien, dan sien ek mense wat spiritually intact ook is met hulle self, right? Remember die calling hier, die Most High weet van die calling. Die Most High het al lank al geweet die calling gaan kom. Dit was maar net belangrik vir die regte mense om saam te kom om die calling te vervul. Julle weet politiek nou? As daar nie spirituality in is, man. Mense, ons is mos almal mense wat intact is met ons spirit, man. Right? There can never be politics without spirituality. It kan nie wees, man. So meeste van die tye as ons kyk en sien ons die leiers, daar is die spirituality in hulle nie. En die decision wat hulle maak is ongodelike decisions wat nie die mense benefit nie. Ek sal like hier, as ek met 'n ding praat, dan moet dit iets is wat julle gesê het en die mandaat moet van julle afkom en ek is maar net die persoon wat julle mandaat oordra. But it can never be dat ek kan net decide, ek gaan nou sommer vote hier, ek gaan sommer nie vote nie, ek gaan sommer nou die doen, ek gaan nie die doen nie. Het kan nie wees nie. Die mense moet besluit, ons gaan die decision maak. Die mense moet besluit, ons gaan in die direction move. Because at the end of the day, die is die mense se party. Yes. En julle wat hier sit saam met ons, is founding members van die organisasie. Dis die organisasie wat julle nou net kom aansluit het by nie. Dis 'n organisasie wat ons, en as ek praat van ons, dan praat ek van almal van ons. Ek praat van ons hier, ek praat van ons in die Eastern Cape en die Northern. Weet julle hoe groot is ons mense? Ek het geskrik. Ek het nie reg. Weet julle wat? Ek het regtig geweet dat die move gaan so groot is. Honestly, ek het nie geweet nie. Right? But this move was important. Remember the other organization, ek dink consciously het ons vir hulle ge-outgrown. Right? Because hulle staan nog altyd stagnant na. You know what? If this organization, if you lead an organization and you see somewhere this organization is stagnant, then as a leader you must be prepared to say, wag, ek gaan afklim. Ons sit iemand anders daar wat die organisasie vorentoe kan gaan. Vat, because het gaat mos nie oor my nie. Het gaan mos oor die organization. Is dit nie so nie? Daar's baie organisasies wat ons gesien het hoe stagnant hulle is en as hulle die leadership change, dan sien sy agter mense vorentoe. You must be able to change the leadership. En hier is ons nie prepared om die hele tyd hier te sit nie. Ons maak die deure oop sodat die jeug vir ons kan lei, guided by ons groot mense. Verstaan julle wat ons meen? So diese organisasie is oop mense. Daar is niks hier wat weggesteek moet word nie. Financial report sal die organisasie elke 3de maand kry, sodat almal kan weet wat gaan aan in die organisasie. Remember, this is ons laaste stroke. We can't fail with this one. But this one must be the one that outrun all the other ones. Because there must be honesty, there must be transparency, there must be clarity, there must be direction in this organization. So ek wil vir julle sê mense, kyk ons kan nou, my dinge gaan julle baie mooi sê. There's no need for me to talk about the other organization. There's no need for me to speak about them. Right? Daai gaan nie vir ons bittere leiers maak nie. Laat die mense gaan. Whatever bad comments hulle wil gee, it is fine. Ons is bitter as die. We don't have to challenge them. We don't have to get personal. We know that we are guided by the Most High, so we don't need it. Baie van ons is mos al klaar gesiel in die werk wat ons doen. So we don't need to speak about them. We just need to continue with the work that we do, right?
So, ek wil net vir julle sê, as ons kyk na, kyk julle weet mos nou hoe ons opgegroei mos nou man, as Ayas, het ons mos altyd opgegroei met humanity first, right? Ons het nooit kalle gesien nie, ons het nooit belang gestel in politiek nie, want ons het altyd gesê, hy's politrix, you know, Polly praat baie met sy tricks, dat is hoe ons het gesien het, you know, so we were never interested in it, but ek het begin sien, if you use the vehicle correctly, dan kan sy jou mense help, right? Sy kan jou mense help, but who's your people? But remember, ons moet altyd onthou, that black and white ain't the real fight, that's the only thing the media hype. The real fights are these major corporations holding back on real education. So before you were color, first you're human and teaching humanity. That's what we're doing. At the end of the day, as ons in government ko daar en ons kan 'n turnaround maak daar, hoef hy mense nie. As daar weke gecreëer kan word vir daai mense daar, dan gaan hulle bly daar. Nou moet ons verstaan mense, ons skole is vol. Ons sien nou kyk, daar's 'n klomp swart kinders. Gaat ons nou ry kinders, gaat ons hy skole toemaak? Laat hulle ry kinders wegjaag? Of gaat ons die government accountable hou, laat hulle meer skole kan bou? Bou meer skole in die swart areas, bou meer skole in die colored areas, dan kan almal geaccommodate word. Daai mense is nie die probleem nie, die government is die probleem. Terwyl hulle vir ons so kan split onder mekaar, as hulle besig om ons gronde te verkoop. Hulle haal die fokus af van wat hulle daar buite kan doen. Gangsterism kan thrive, because terwyl gangsterism en unrest is, kan ons goedes doen. Ons moet begin slimmer raak as hy. You know, waar ons sê, you know what, as ons regtig begin kyk in unity, daar's baie areas, wat jy sien, die areas is cross. Kom ons vat byvoorbeeld Delft, right? Delft, as baie swart mense, as baie kleurling mense, is hulle integrational. You understand what I'm saying? Maar gaat kos uitdeel môre. Gaat sy reis wat kindertjies uit die lyn uitsaag, of gaat sy vir hulle bietjie kos gee? Sy gaat vir hulle bietjie kos gee, en dis wat ek wil hê, die movement moet is, ons staan vir die breinkind, maar ons fight vir die poor. All lives matter. Ons fight vir die breinkind, but ons staan vir die poor. Is julle met my? Dis wat ons gaan doen. Right, so ons staan vir almal wat gemarginalised word. En dis wat ons so different maak. Het julle gesien wat gebeur in die Eastern Cape? Die hele wit mense sign op daarso. Die hele swart mense sign op daarso. Dis regtig 'n one nation mense. En dit is vir my is dit regtig 'n eer man om te sien dat ons kan regtig die move maak, right? Ons gaan nie ophou fight vir ons kinders. It can never be like that. But we're gonna make sure that we fight for equality, right? As dat 10 jobs is, dan gaan ons sê ja, gee almal vir ons. Share it. Maak dit 5-5. You know what I mean? Dis wat ons wil hê. Kyk, julle moet onthou, ons het die foreign nationals, hulle is hier. Daar is van hulle wat legit is hier by ons, right? En daar is daar mos nou die illegal ones. Die legal ones wat hier is, wat gaan ons maak met hulle? Nou, hulle het al kinders. Hulle het al gemeenskappe hier by ons al. Ons moet begin saamwerk. Ons het nou 'n meeting opgesit saam met hulle, wat ons vir hulle gesê het, en ek wil net 'n voorbeeld maak saam met julle, wat ek met hulle gepraat het. Ek het vir hulle gesê, weet julle wat? Julle het nou almal die winkels hier, right? We must now think in a way that, hoe werk ons om die? So, my example was, Mitchellsplein het amper 2 miljoen mense. Mitchellsplein vat amper 1 miljoen brode vir 'n dag. My gesels met hulle nou is, kom ons sit 'n broodfactory op. Laat die kleurling mense werk in hy broodfactory en ons supply vir julle. Daar's 'n solution. Ons gaan begin manufacture en ons kan vir hulle gebruik because they have the know about. They have the money. Ons gaan vir hulle fight, maar dan los ons vir Shoprite. Dan los ons vir Pick n Pay. Dis aan almal Jewish mense. We actually fighting our own people. But we are not saying that we're going to work with the illegal ones, because weet julle wat? Die legal ones het vir ons gesê that we will work together with you guys. En ons sal vir julle 'n lys gee van wie is almal legal. Dan is dit mos easier wanneer immigration inkom, because they will know who's the illegal ones. En ons gaan vir julle help. Dis wat ons nou moet doen, mense. Remember, die mense sal klaar vir 30 jaar hier. Die government gaan vir hulle nou uitsit. Daar kom hulle net so. Tjoep, as hulle weer in Suid-Afrika, maar hy was nou net in Zimbabwe. We're not going to be able to stop it, but we must create solutions. En die solutions is, ons gaan op ons skel, ons gaan op ons mount, ons gaan identify die verkeerde goed, but we're going to come with solutions. Dis wat ons gaan doen, mense.
Daar's nog baie projekte wat gaan afkom wat ons wil hê moet gebeur in die communities wat ons nie kan gedoen het nie. Right, because ons was baie dus jy maar praat van hy nie. But there's a lot of things that we can do. Kom, ek maak gewoon net 'n example. Jou area is infested met crime, whatever. Maar daar's niks wat ons aan kan doen nie. Nou begin ons te dink, okay, kom ons begin 'n events en goedes te create wat 'n safety gaan bring. Right? Ons areas, as ek kyk die history lê binne ons areas, maar die toeriste kom nie in ons areas nie. Niemand kom in ons areas nie because ons areas is unsafe. But if we start to create tourism destinations wat ons weet ons gaan werk om die areas, automatically raak die community safe. Because you know why? Die meer activities jy het in die gemeenskap, automatically as daar's law wat gaan kom, daar is mense wat gaan sê, nou, but this is our project and we're gonna protect it. Dis dieselfde wat gebeur het met Umzoli's. Kyk net hoe was, wat is hy area? Is dit nou Guguletu? Kyk net hoe was hy area. The minute they started with that thing, die tsotsies daarso kan eentjies verkoop, hulle kan na die karre kyk, hulle gaan nie fight nie. Die mense daar weet, ons gaan laat niks hier gebeur nie, want dis ons brood en botte. Out of nothing, they keep that area safe. Hoe kan ons dit doen nie? Hoe kan ons dit doen nie? We must come up with solutions. Sy kan 120,000 law enforcement officers instuur. Sy kan die army instuur. But if there's no social activities, if the social compact is not there, gaan sy verloor. Sy gaan verloor. Daar's die social workers, daar's niks activities in ons gemeenskap. Sy gaan verloor. They will find work for idle hands, right? So het is belangrik vir ons as onder om op te kom met projekte wat effektief gaan is in ons gemeenskappe en daai is hoe ons communities gaan sein sonder om te complain. Baie dankie dat julle uitgekom het mense. Baie dankie. One love, one nation, one aim, one destiny, one God.